Hemelvaart eer en vir U sê dankie, dankie vir Hemelvaart en wat dit verteenwoordig. Here, is U nog steeds in beheer, U is nog steeds met ons, U is by ons, U is in ons. En as gevolg van Hemelvaart, Here, het U ons die Heilige Gees gegee wat in die plek van Jesus Christus staan. Met ander woorde, die Heilige Gees in ons is om Jesus by ons te hê, dieselfde autoriteit wat die Koning van Konings, die Messia, die Seun van God, uit die dood uit opgewek het, is hier vanaand. En Here, wat 'n voorreg. Here, ek dink by myself in die ou dae het die mense op hulle aangesig geval as die koning ingestap het. En so ook, Here, vanaand mag ons as gemeente waarlik in ons geesmens en die innermens, Here, waarlik op ons knieë neerval met die wete dat U is hier. Jesus Christus is in die huis. Mag U krag vloei, mag U genesing, U wysheid, U kennis, U bonatuurlike krag, die gawe van tale spreek en die uitleg daarvan, die gawe van geloof, die gawe van bemoediging, mag hierdie waardes en hierdie gawes vloei vanaand. Mag ons as gemeente waarlik onsself oopmaak in ons hart om te sê, Here, hier is ons. Ons dink aan ons siekes, ons dink aan die mense wat daar buite is, Here, wat seer het en gebroke is, mense wat sukkel met mediese kondisies, ons spreek genesing oor hulle in die naam van Jesus, ons spreek dat die wil van Jesus sal geskied. Ons eer die Vader vir hierdie huis, vir hierdie gemeente. Dankie vir die seëninge, die beskerming, ook vir die woord vanaand. Mag U wil geskied en U waarheid seef hier in ons harte, tot U eer en U eer alleen in Jesus Christus se naam. Amen. Amen. U mag welkom die sitplekke te neem. Wat 'n voorreg om saam met U vanaand te mag wees. En was iets van aandienste wat altyd vir my, ek mag sê, voel of ons anderste is in die opsig van, ons voel so 'n bietjie meer, noem hulle dit relaxed. Of jy nou met 'n TMP instap, of my laaitie weet ek, jy hardloop hier rond, iewers met kaalvoete. Soos ek sê, aandiens voel vir my altyd so relaxed, soos hulle sê. En ook ons offerandes en tieners is meer as welkom, as jy 'n donasie wil gee, die bokse is by die deur, ons gaan nie 'n formele sakkie rondom stuur, so is meer as welkom as jy daar in die boks wil iets gooi, tot sy eer. Vanaand gemeente wil ek graag met jou praat, natuurlik oor hierdie wonderlike onderwerp, wat ons praat van hemelvaart, en ek is seker daarvan, het al soveel woord oor dit gehoor, of opinies, en self van die woord al gedelf hieroor, en natuurlik ook in ons eie huis, waar ons Vader van die huis al oor hierdie bedien het, en ons leiers, en ek wil graag saam met jou vanaand deel, net van 'n ander perspektief af, hoe ek oor die jare heen al hemelvaart ervaar het, en dit voel nog steeds vir my, as ek hierdie titel, of hierdie onderwerp bestudeer en na kyk, voel dit nog steeds vir my, dis 'n titel wat geonderskat word. Dit voel nog steeds vir my, dis iets wat, ja, dis hemelvaart, is net nog 'n diens, maar wat het dit op my as mens, as kind van die Here, van toepassing? Praat ek met die regte mense hier vanaand, en ek moes myself weer eens herinner, Steven, wat is die waarde van hemelvaart? As jy as Steven, jy as mens, hoekom herdenk ons hierdie kosbare wonderwerk wat gebeur het? Jesus wat na 40 dae opgeneem is in 'n wolk, en hy's weg. In die volgende oomblik, kan jy jouself indink vir 'n oomblik met hierdie disippels en die man en die vroue wat daar staan, en hulle kyk op en hulle sien, maar daar gaan Jesus. Daar gaan die man wat al hierdie wonderwerke verrig het. Daar gaan die man wat die blindes laat sien en die dowes laat hoor het, wat die 5 brode en die 2 visse vir meer as 5000 mense kan gee. Die man wat op water geloop het, die man wat aan die kruis gesterf het, die man wat opgestaan het uit die dood uit, die man met die wonde steeds in sy hande en in sy voete, die sny in sy heup, daar gaan hy. En ek vra myself die vraag, as ek een van daai manne was, of die vrou wat daar gestaan het, en ek staan en kyk daar na hierdie man, dink ek persoonlik nogal so redelik bietjie van 'n benoudheid in my gekry het. Want daar gaan die redder. Daar gaan hy. Nou wat nou? Kan nie vir 'n oomblik indink, die man en die vrou het nie vir mekaar gekyk, en nou moet ek maar gaan koffie maak, ek weet nie. Besef ek en jy die waarde van hemelvaart? Besef ek en jy die krag van hemelvaart? Jesus wat uitdruklik verklaar het, ek moet gaan.
Ek moet, hoekom? Sodat die Heilige Gees, die Parakletos, die een wat in my posisie, wat my verteenwoordig, uitgestort kan word. Op wie? Nee, op enkeles. Nee, op elkeen wat hom ontvang. Op elkeen wat sê, Here, hier is ek. Ek aanvaar U as my redder, my verlosser. En ek wil graag saam met U vanaand hierdie onderwerp so bietjie dieper oopbreek. En ek wil jou uitdaag en ek wil jou bietjie stretch, soos die Engels mooi sê, en myself bietjie stretch. Vanaand. Waarom het Jesus in die eerste plek aarde toe gekom? En ek wil graag saam met jou kyk na 2 spesifieke punte vanaand. En ook, net voordat jy die titel wegvat. Jy sal sien na ek het die verantwoordelikheid in 2 forme daar gesit. Besef ek en jy dat ons het 'n verantwoordelikheid tussen mens en God. As ook teenoor mens en my medemens. En dis die rede hoekom ek die woorde spesifiek so gesit het, dat ons het 'n verantwoordelikheid. Ek en jy is gesê, hoorie, ek plaas 'n verantwoordelikheid op jou skouers. Met ander woorde, hemelvaart is nie net 'n gebeurtenis en nou is dit oor en verby nie. Dit is 'n commission, ek weet nie wat dit is in Afrikaans nie. 'n opdrag, dankie pastoor, 'n opdrag om uit te gaan en getuies te wees. En ons gaan nou saam kyk na die hoofteks vanaand. Maar hoekom het Jesus in die eerste plek af aarde toe gekom? Kyk gerus saam met my na 2 spesifieke skrifte. Die eerste een is in Johannes 3, vers 8, en is die tweede helfte daarvan. Dit sê, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die vyand te verbreek. Daar's die eerste ene. Die vyand se kloue, die vyand se houvas is verbreek, gemeente. En as ek kyk na ons samelewing vandag, lyk dit vir my of die kloue nog steeds redelik in is. En dis spesifiek hoekom die Here sê, maar ek het die wêreld oorwin. Ek en jy het vryheid in Jesus. Ons sal baie keer onsself toelaat om afhanklik te wees van die wêreldse omstandighede, in plaas van om afhanklikheid in God se teenwoordigheid te plaas, om te sê, Here, ek is in U. U sal my beskerm. Gaan dit maklik wees? Verseker nie. Elke man en elke vrou in hierdie boek wat God gevolg het teëspoed gehad. En soveel so dat die Here verklaar self, die manne verklaar selfs, jy moet actually opgewonde raak as jy teëspoed ontvang. Want hoekom sal die vyand enigstens moeite maak met iemand wat glad nie bedreiging vir hom is? Het jy al ooit so daaraan gedink? Hoekom sal die vyand moeite maak met jou as jy nie vir hom 'n bedreiging is nie? Met ander woorde, as jy die aanvalle voel en jy voel en jy voel en jy voel, moet jy besef, hey, ek doen iets dalk reg. Hoekom het Jesus ook gekom? Kyk na die tweede ene. Johannes 14:7 sê hy, ekskuus as my stem bietjie breek, hierdie sien is lief vir hom. So, as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle hom, en het julle hom gesien. Hierdie gedeelte, en ek weet die primêre rede hoekom Jesus gekom het, is om die vyand se werke te verbreek. Die tweede rede, en die rede hoekom ek spesifiek hierdie ook hier gesit het, as jy gaan kyk na die 4 evangelies, daar is soveel keer wat die Here sê, wanneer jy my sien, sien jy die Vader. Dit wat ek doen, is wie die Vader is. Kyk na wat my dade is. Selfs Johannes het na Jesus toe gekom en gesê, maar is U die een? Hy het nie gesê, ja, ek is die een, hy het gesê, gaan getuig van wat ek doen. Met ander woorde, hy, of die getuienis wat na Johannes gegaan het, was die getuienis van die Messia, die getuienis van die Vader, die getuienis van die evangelie, wat besig was om in vervulling te kom, wat die Ou Testament alles geproklameer het. Met ander woorde, die evangelie was besig om verkondig te word deur Jesus Christus homself. En hy het gekom en hy die Vader kom voorstel aan ons. Onthou, in die Ou Testament het net die hoofpriesters met die Here direk gepraat, en hulle was die profete wat met ander woorde met die volk gepraat het. Nou het ek en jy die voorreg om binne in die allerheiligste teenwoordigheid in te gaan. Hoe? Deur die genade van die Heilige Gees in ons. Baie belangrik, beide hierdie skrifte wat ek nou genoem het, was Jesus se direkte woorde. Dit was nie 'n skrywer wat dit geskryf het, bedoel iemand anders wat dit gesê het nie. Jesus sê self, as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. Jesus se eie woorde wat hy hier verklaar het. Ek wil julle graag neem na ons hoofteks vanaand, en ek wil graag saam met julle dan kyk na hierdie verantwoordelikheid, die kosbare verantwoordelikheid
wat die Here vir ons toegedien het. Kyk saam met my Handeling 1 vers 4 verder en dit sê, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word, nie lank na hierdie dae nie. En dan volgende sê vers 6, en die wat bymekaar gekom het, vra hom toe en sê, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel weer oprig? En hy antwoord hulle, kom julle nie toe om die tye of geleenthede te weet wat die Vader deur sy eie mag bepaal het. En nou kyk hier saam met my vers 8, en hier is ons gesleutelgedeelte. Maar julle sal krag ontvang, met ander woorde autoriteit, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Hier is die opdrag. En julle sal my getuies wees. In Jerusalem, sowel as in die hele Judea, Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien, en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Vers 10 en 11 sê, en toe hulle nog stip na die hemel gekyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. So hier is die goeie nuus, Jesus kom terug. Amen. Jesus kom terug. Ja, dit is goeie nuus. Prys die Here, hy kom terug. Die redder, die koning. Maar vroeër in die evangelie het hy verklaar om te sê, ek moet gaan, sodat die Heilige Gees kan kom. Baie belangrik, vers 8 wil ek weer eens beklemtoon, wat hy gesê het, julle moet getuies wees. Ons het 'n verantwoordelikheid as kinders van God, as disippels van Jesus Christus, as ook as instrumente deur leiding van die Heilige Gees, om getuies te wees. Gemeente, ek en jy het 'n opdrag ontvang. Ons kan nie net op 'n Sondag met alle respek en baie liefde in die banke sit, daar uitstap en niks het verander nie. Dan val ons as leiers. Want dan doen ons nie wat die Here ons geroep het nie. Ons werk is om julle toe te rus. Hoekom? Vir die goeie werk van die evangelie. Gemeente, ons is geroep in 'n veld in te gaan, in jou besigheid. Jy dalk as huismoeder, wat jou kinders bedien. Jy as besigheidseienaar, om jou werksmense te bedien. Jy as werknemer, om vir jou baas te bid. Al is jy hoe baie lief vir hom, né? Amen. Ons is lief vir ons werkgewers. Ons is dankbaar vir hulle. Ek is baie lief vir myne. Baie. Ek en jy is geroep om vir hulle te bid. Vir daai vrouens, die mans, wie ook al jou werkgewer is. Ons is geroep om ons kinders te bedien. Ons is geroep om 'n skoonma te bedien. Jou skoonpa te bedien. Jou ma te bedien, jou pa te bedien. Jou familie, jou broer, jou suster. Daai persoon wat jy so lief vir is en minder lief vir is, te bedien. Want hoekom? Dis jou gemeente. Waar ek en jy die verantwoordelikheid dra, waar ons herders is, waar ek en jy mense het wat ons voorbeeld volg. Het ons 'n gemeente, met ander woorde, ons het mense wat ons bedien. En die Here gee hierdie opdrag om te sê, hey, wie is jy die getuie? Want kyk saam met my na die woord getuie, en ek het vir jou die Griekse aangehaal hierso, wat 'n baie mooi woord is die woord martus. Martus, wat beteken dit? Een wat getuig van die waarheid wat hy of sy beleef het, 'n getuie, een wat kennis dra van feite en kan inligting bied aangaande dit. Ek wil daai eerste gedeelte weer beklemtoon, een wat getuig van die waarheid. Ek en jy het die waarheid. As die woord sê dis reg, is dit reg. As die woord sê is verkeerd, is dit verkeerd. Dit is die waarheid. Dit is wat ek en jy verkondig, en dit is waarvoor ons staan. Baie interessant, hierdie woord martus kom ook van die woord af martelaar. Nou alhoewel die woord hier getuie nie dood beteken nie. As jy wel gaan kyk na die eerste century, die eerste eeu, dankie. Jesus, ons gaan Engels praat in die hemel. Amen. As jy gaan kyk na die eerste eeu, hoeveel mans en vrouens hulle lewens verloor het as gevolg van 'n getuie te wees. Paulus het sy lewe verloor, die disippels het hulle lewens verloor. Jesus het sy lewe verloor. Hoeveel manne en vrouens
het hulle lewens verloor. Hoekom? Want hulle het gestaan vir die waarheid. En ek dink dit nog steeds dat die dood is dalk nog steeds vir my en jou 'n vreesaanjaende faktor. En ek wil hier dan die vraag vra, as dood jou bang maak, moet ons 'n vraagteken op ons harte sit om te vra, maar hoekom? Want Paulus noem dit dan 'n wins, maar hy sê ook, terwille van my medemens, of terwille van julle, die boek wat hy geskryf het, terwille van julle is ek nog steeds hier. Die dood is 'n wins, maar terwille van julle is ek nog hier. Met ander woorde wat hy eintlik gesê het is, Here, ek vat my nou, asseblief. Het jy al ooit so gevoel? Ek het al 'n paar keer, wat sê ek, Here, vat my nou. Ek sal nooit vergeet, ek het eendag op 'n quadbike op Lesotho se berg, terwyl dit sneeu, met 'n koppie koffie, waar geen krag en water, niks is hier. Dit is in 'n gebied in Lesotho waar absoluut niks is. Tot die bok het 'n klok. Jy hoor die klingelingeling hier in die berg. En ek sit op die fiets, hy's af op die quadbike met die koppie koffie, my pelly langs my, en ons kyk so en ek sê toe, Here, kom vat my nou. Voel in die hemel. Maar terwyl ek en jy lug in ons longe het, of jy nou 180 jaar is en of jy nou 5 of 4 jaar oud is wat hier rondhardloop, terwyl daar lug in jou longe is jy 'n opdrag toegedien. Hemelvaart beteken jy het 'n verantwoordelikheid op jou skouers om die waarheid uit te dra. 2 gedagtes voordat ons die vliegtuig land vanaand. Die eerste ene is, weerstaan die vyand. Gemeente, hierdie is 'n realiteit wat ons toegedien is. Ons geveg is 'n realiteit. Kyk saam met my 1 Petrus 5 vers 8 verder aan. Dit sê, wees nugter, met ander woorde, wees by jouself, wees sensitief. Kyk wat gebeur. Besef jy dat wanneer daar huweliksprobleme is, wanneer daar depressie is, wanneer daar vrees is, wanneer hierdie goeters kom, wees nugter en waaksaam. Hoekom? Want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n bruinleeu. Hy is nie 'n leeu nie, soos 'n bruinleeu, en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig, waarin? In die geloof, omdat julle weet dat dieselfde lyding opgelê word aan julle broederskap wat in die wêreld is. Met ander woorde, hierdie aanvalle wat ek en jy beleef, ons broers en susters, ons medemens, die persoon langs jou, ervaar dit ook. Ons is almal sien nie weer agter oor die verkiesing, ons is almal sensitief, al sien nie weer agter oor die petrolpryse, oor die kospryse, oor die ekonomie, oor al hierdie dinge, oor die oorloë, en dit klink daar ver, maar dit affekteer ons. Ons dink aan ons kinders, ons dink aan hulle toekoms. Asker, jy en jou span wat 'n reuse verantwoordelikheid het om ons kinders toe te rus. Daar is die volgende generasie. My kind gaan my eendag dalk moet, dalk in 'n rolstoel moet rondloop, ek weet nie, maar ek en hy gaan baie kry. Amen. My kind moet my eendag begrawe. My kind moet sê, my pa het Jesus gedien en ek wil sy voorbeeld volg om Jesus te dien. Besef julle dat ons kinders kyk na ons? Besef julle dat hulle volg ons voorbeeld, hulle praat soos jy praat, hulle lyk soos jy lyk. As jy mismoedig is hulle mismoedig. As jy opgewonde is en jy getuig van Christus, gee jy hulle rede om te kan getuig. Want ons is getuies. Kyk saam met my na die tweede vers, Johannes 10, vers 9 verder, en sê, ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Nou kyk hierso wat doen die vyand. Hy kom net om te steel, te slag en te verwoes. En met alle respek, dit klink vir my soos ons land huidiglik. Ons land word besteel, hy word geslag en hy word verwoes. Maar dan sê Jesus, ek het gekom. Hoekom? Dat julle kan lewe hê. Julle as my volgelinge, julle as my getuies, julle as my kinders, sodat julle kan lewe hê, en nie net gewone lewe nie, in oorvloed. Here, met 'n groot bankrekening en 'n fancy kar en 'n 3-verdieping huis, as die Here dit vir jou wil gee, by all means, bless you. Well done. Maar moenie vaskyk in hierdie oorvloed, net in finansiële of materialisme nie. Die Here wil kom en hy wil 'n deponering in jou hart maak, om te sê dat die Heilige Gees se gawes in jou geplant word. In oorvloed beteken dan, dat die Here deur jou kan begin werk. Paulus was 'n oorvloedige man, dalk nie 'n ryk man nie, maar hy het Jesus geken. Hy het selfs vir die man gesê wat daar gesit het, geld het ek nie, maar dit wat ek het, dit gee ek aan jou, staan op en loop. En hy het verklaar, dit wat ek het, dit wat Jesus in my is, wil ek in jou in deponeer.
Ek het onlangs vir die bedieningsspan gesê dat dit vir my so hartseer is as jy gaan kyk rondom ons, hoeveel seer, smart en pyn daar is. Elke dag dan die foon lui, of jy kry 'n boodskap, of jy praat met 'n gemeentelid, of jy praat met mense en jy besef, dan hoor jy van alkoholmisbruik, dwelmmisbruik, kinders wat hulle sny, huwelike wat uit mekaar uitval, mense wat sukkel met depressie, mense wat selfmoord pleeg. Na die oggend, Marius wat hier kom en hy sê, 'n polisieman wat homself eers sy vrou en sy kind uitgehaal het en toe homself. Depressie, seer, pyn, verkrachting, moord, dood, oorlog, dis oral. Ek dink met myself, Here, hier is soveel smart en pyn. Ek neem Jesus nie kwaadlik, dat hy selfs die fariseërs genoem het, julle addergeslag. Kan jy jouself indink, wat het Jesus gesien, toe hy die fariseërs, die sogenoemde skrifgeleerdes in die oë kyk, en hy sê vir hulle, julle addergeslag. Die Engels sê mooi, you brood of vipers, julle slange. Yes, die poeper wat gooi. Wat se woede het in Jesus opgestaan om te sê, hey, ek seker daarvan, hy wou daai manne gegryp en gesê het, julle vuil goed. Ekskuus, dis my eie woorde, julle slange, julle mislei die mense, julle vat die skrif en julle verdraai my waarheid, julle is nie getuies van die evangelie nie. Ek en jy kan nie die woord verdraai nie. Ekskuus, ek praat hard vanaand, maar ek is lief vir julle, en ek is lief vir my kinders, en ek voel ons kom op 'n punt waar ons moet begin hierdie goeders aanspreek. Ons kan nie die waarheid meer verdraai in die gemeente, en ons moet 'n passie in ons begin opwek vir die verlorenes daar buite, selfs vir jou skoonma, jou skoonpa, jou familie, daai broer wat jy sukkel om te vergewe, daai suster. Dis tyd dat ons begin regmaak, dis tyd dat ons begin opstaan, en gaan jy teestand kry, verseker. Ek het nou genoem, en yes, julle gaan self kyk, Galasiërs 5 vers 19. Ek het sommer so 'n klomp goedjies neergeskryf. Huwelike val uit mekaar, depressie, vrees, finansiële druk, dwelms en alkoholmisbruik, moord, verkrachting, korrupsie, jaloesie, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, toornigheid, naaiwer, tweedrag. En die lys hou aan en aan en aan. Galasiërs 5 en jy kan vers 19 tot 21 gaan lees. Daar's 'n lang lys van goed. Nou gemeente, en hier is die goeie nuus. Wat moet ons doen? Soos Pastor Harry altyd sê, I'm glad you asked. Wat moet ons doen, Steven? Kyk saam met my Efesiërs 6. Ons het gisteraand met die beradingsskool, dis hier nou ook gekyk. Dit sê die volgende: trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die vyand. Want ons worstelstryd, gemeente, is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Beklemtoon weer, jou geveg is nie teen vlees en bloed nie. Dan sê vers 13, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat jy alles volbring het, staande kan bly. Ek het die volgende skyfie sê, julle sien daar het ek die wapenrusting vir julle daar uitgelê, en dit is alles in Efesiërs, julle kan dit self gaan lees. Maar baie belangrik om weer eens hierdie te beklemtoon, die helm praat van jou verlossing. Hoeveel keer het jy al gevoel, maar Here, is ek waarlik gered? As jy vanaand hier sit en jy twyfel daarin, wil ek jou bemoedig, sit aan die helm van verlossing. Jy is gered, en as jy nog steeds onseker is, laat die leierskap saam met jou bid vanaand, laat 'n broer, 'n medesuster saam met jou bid vanaand. Jy's gered, en ook die helmet wat die brein beskerm, die gedagtes, jou denke. As jy kyk na sosiale media, jy kyk na die posters op die pale, jy kyk na die TV, jy luister die radio, hoeveel negativiteit daar is. Laat toe dat die helm jou filter wees, laat toe dat die woord jou waarheid bly, om te sê, ja, ons leef in moeilike tye, maar ek sit nog steeds die helm van verlossing aan. My koning is nog steeds op die troon. Borsplaat van geregtigheid praat van om in regstaande te wees met die woord. Die gordel wat verteenwoordig ons is omring met die waarheid. Nie net die waarheid nie, maar ook, en dat die gordel het die wapens gehou, het die skild gehou en ook die swaard. Met ander woorde, die waarheid is my swaard. Die waarheid is my gordel. Die waarheid is my geloof. Saam met dit, kyk na die skoene van bereidwilligheid. Is ek en jy bereidwillig om ons monde oop te begin maak vir die evangelie, om getuies te wees?
Is ek en jy bereid om ons geloof te laat groei en op te staan in die laaste natuurlik, die woord, die swaard van die woord, waar ek en jy kan begin spreek. Onthou toe die vyand Jesus aangeval het in die woestyn, daarin in die woestyn. Onthou Bethlehem was letterlik net om die draai. En waarvoor is Bethlehem bekend? Dankie. You remember from last night? A house of bread. Het jy al ooit in 'n bakkery ingestap of in Spar ingestap en haal hulle daai brode of die buns nou net uit? Yes, dis lekker. Kyk, jy kan maar weet, daai brode, wat ook al, hy gaan nie, is alles op, of ten minste die helfte is op voordat jy by die huis kom. Doen pastor dit ook? Dis lekker, vars gebakte brood. Ja, dis lekker. So ek vermoed, uit 'n opinie uit, wat ek dink, daai reuk was 10-1 ook in die woestyn. Want hoekom het die vyand spesifiek gesê, verander dit in brode? Hy kon net so gesê, daar's vir jou T-bone steak, verander hierdie klip in steak. En hy sê spesifiek brood, want ek vermoed die reuk van brood was 10-1 daar. En die Here kom en hy spreek hom aan, hy val hom terug aan en hy sê vir hom, hey, man, leef nie net van brood en water nie, maar van elke woord van God. Hy het die skrif gebruik. As getuie van Jesus Christus is ek en jy verantwoordelik om die vyand teen te staan, sy werke teen te staan, as ook die wapenrusting van God daagliks aan te trek. Dit alles begin by die persoon in die spieël. Dit begin by my en jou om getuie te wees, sodat in die tyd wat ek en jy by die huis uitstap, het ek my helmet aan, ek het my borsplaat aan. Die waarheid is girded around my waist. I've got the shoes of willingness. Ek het geloof en ek het die woord in my hand, want ek verstaan die woord, ek ken die woord en ek is gelei deur die Heilige Gees. Die laaste een waarmee ek die vliegtuig wil land vanaand is die volgende: getuig. Met ander woorde, eerstens staan die vyand teen en tweedens gemeente, ons is geroep. Ek en jy het hierdie verantwoordelikheid, getuig. Kyk saam met my 1 Korintiërs 12 verder aan, het sê, want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus, want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode of Grieke is, slawe of vyande, vry manne, en ons is almal van een gees deurdronge. Die liggaam van Christus is 'n lewendige instrument van God, waar ons elkeen 'n verantwoordelikheid dra. Gemeente, hierdie hele liggaam, wat ons noem the workshop gemeente, elkeen van u dra 'n verantwoordelikheid om die evangelie te verkondig. Soos ek nou gesê het, of jy 'n huismoeder is, of jy in die koöperatief werk, of jy 'n besigheidseienaar is, wat ook al dit is wat jy doen, selfs die afgetredes. In die koninkryk van God tree ons nie af hier. Amen. Ons bedieningsveld verskuif net. Moet ek begin name sê? Ek sal nie sê oom Kobus nie. Nee, oom Piet. Ons is hier vir 'n rede. Of jy nou 150 is en of jy 5 jaar oud is, wanneer daar lig in jou longe is jy geroepene. Ek het hier 'n stelling, terwyl ek voorberei, kom hierdie stelling by my op wat ek neergeskryf het. Kyk saam met my nou die verantwoordelikheid van die verspreiding van die goeie nuus is nie om met die Bybel in die arm te loop nie. Haai Steven, hoe kan jy dit sê? Maar met die woord in jou DNA. Die woord en die waarheid moenie aangeplak wees nie. Dit is wie jy is. En dit is hoekom ek baie keer, en ek is versigtig nou, soos ek sê, ek wil hê jy moet mooi verstaan. Daar kom kere wat jy die woord moet vat en jy moet die sweep slaan. Ek stem 1,000,000% saam met dit. Maar hierdie lou warm Christendom, waar een voet in die wêreld is en een voet in die woord is, moet stop. Want hoekom? As getuie is nie iets wat ek aantrek en kan uittrek nie. Dis wie ek is, dis deel van my, dit is my DNA. Of ek 'n besigheidseienaar is, of ek 'n huismoeder is, of ek 'n pappa is, 'n mamma is, 'n suster, 'n broer. Waar ek gaan, wat ek doen, wat ek verklaar, wys vir wie as ook waarvoor ek staan. Alles wat ek doen is 'n getuienis vir my medemens. En dis 'n moeilike een, want hoeveel van ons kry elke dag 100% reg om Jesus se naam hoog te hou? Ek kan getuig, ek het vandag weer eens geval. Hulle werk hier in McDougall, die pad raak 1, my geduld was min, my dogter was laat, ek was laat, daai duster wou ry.
En die tannetjie voor my wil nie ry nie. En sy mag ry, maar sy wil nie. Sy is bang. Wat ek later net vir haar bemoedig het, ek het nie die hoeter gebruik nie. Maar my dogter het gehoor hoe pappa sê, Tannie ry. Met 'n stem wat daar 'n bietjie harder is as wat ek nou nie wil. Gaan nou! Dis jou beer! Gaan tog! Toe slaan die robot rooi en sy ry en ek staan. Dan dink ek, Here, vergewe my. Die goeie nuus is in jou. Dis wie jy is. Dis vir wie jy staan. Dis waarvoor jy staan. Dis jou besluitneminge. Dit reflekteer in jou huwelik, jou ouerskap, in jou werk, in jou woorde, as ook hoe ek en jy ons medemens hanteer. Om die eerste 4 boeke te lees van die Nuwe Testament getuig van wie Jesus was, as ook vir wie hy gestaan het. Van die begin van die aarde af tot selfs vandag toe nog, dra Jesus 'n verantwoordelikheid wat sigbaar is in die waarheid om ons. Jesus is nog steeds aan die werk. In jou. Deur jou. Deur leiding van die Heilige Gees. Kyk saam met my Handelinge 8. Dit sê die volgende. Hulle, met ander woorde die apostels, hulle was besig om met die Samaria mense te werk. Met ander woorde, hulle het hul toe die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. Nou ek het hier 'n prentjie opgesit van 'n geskenk. Probeer dit so prakties as moontlik maak. En asseblief, jy is meer as welkom om te gesels hieroor. En selfs my mede-pastoor, asseblief, ons kan hieroor gesels. Maar hoe ek het sien, wanneer ons Jesus aanvaar, is so goed, ek gee vir jou 'n geskenk. Jy het die geskenk, is joune. Jy het Jesus aanvaar, die Heilige Gees is in jou. Maar dan kom daar 'n tweede deel. As daar 'n, moet ek sê Ford of Toyota, gaan ons hier 'n politieke ding, Ford, amen. Toyota, Amarok. Okay, kom ons vat Toyota vir die veiligheidsonderhoude. As daar 'n Toyota se sleutels in daai boksietjie is en ek gee vir jou die boksie. Jy kan daai boksie in jou sak dra en dit lyk pragtig. Jy kan dit op jou kas gesit, dit lyk mooi, dit lyk pragtig. Daai boksie is pragtig. Maar solank daai boksie geseël bly, toe is, beteken dit vir jou niks. Totdat ek en jy nie toelaat dat die Heilige Gees in en deur ons begin werk hier, waar die hande opgelê word en waar die doping in die Heilige Gees plaasvind en sy gawes begin manifesteer nie, beteken hy vir jou niks. Jy is gered, ja, want jy het Jesus aangeneem met alle respek en liefde gesê, maar daar kom 'n punt nou waar ek en jy moet begin toelaat dat die Heilige Gees begin manifesteer. Want hierdie manne, toe Jesus opgevaar het, 'n paar dae daarna, het die Heilige Gees op daai mense neergedaal, tonge van vuur, die mense het in tale begin spreek, die uitleg van tale, waar daar geloof kan manifesteer, waar ek en jy die woord van profesie kan begin verklaar. Hoeveel van ons het al weerhou, wanneer die Here deur jou praat, deur 'n woord, weerhou ons die Heilige Gees om te werk, want ons is te bang van wat gaan mense dink. Jy al ooit so gevoel gehad, waar jy vir iemand moet 'n woord gee, maar jy is te bang, wat as ek verkeerd is, wat as jy reg is. Eerste keer wat ek hande gelê het op iemand, en daai persoon val neer onder die Gees, het ek kyk na my hande gedink, ja, wie's volgende? Kom nie, dis ek 'n tyd, en ek moes gaan bely, want dit is nie ek nie. Toe ek 'n woord van profesie gee en dit is reg, moes ek weer eens myself gaan verneder en sê, Here, dit is nie ek nie. Is dit nie dalk wat baie keer tussen ons en die gawes van die Gees staan nie, is trots. Laat ons sal toelaat dat die Heilige Gees in en deur ons sal werk en alle eer kom die Here toe. Alles. In jou besigheid, dit kom die Here toe. In jou huwelik, dit kom die Here toe, die eer. Deur jou bediening in jou gemeente, jou skoonma, skoonpa, broer, suster, tannie, oom, wat ook al, kom die Here toe, gemeente. In afsluiting. Gemeente, nommer 1, weerstaan die vyand. Ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Ons geveg nie, met alle respek gesê, teen die ANC nie. Dis teen die duisternis. Dis teen die wêreldse owerhede, wat selfsugtigheid, jaloesie, greed, wat is selfsug, is dit die woord? Selfsugtigheid in hulle toelaat. En jy en ek kan dalk dink, maar
Ons is gevrywaar van dit. Terwyl ek en jy op hierdie aarde loop, pastoor Ben sal altyd sê, gaan dit goed? Wel, broer, ons is nog op die aarde. Dit gaan nie altyd goed nie. Woede, ons raak kwaad. Die tong wil klap. Daai personeel van wat saam met jou werk, dis moeilik. Hulle is anders. Om in die polisie te werk. Broer, ek haal my hoed vir jou af. Om onderwyser te wees, ek haal my hoed vir julle af. Ek dink as ek 'n onderwyser het hulle gehang soos bokkom so teen die muur aan hulle krae. En het hulle gesê, nou sal ek julle leer met duct tape en cable ties. Om hulle monde toe te hou en die duimpies bymekaar te hou en nou kan julle luister. Ek sukkel om 2 groot te kry, wat nog van 35 of 40 wat hier voor my sit. Ek salueer die ouers, ek salueer die onderwysers, ek salueer julle manne wat ons beskerm, dankie daarvoor. Ek salueer elkeen van julle rol wat julle speel in ons samelewing, om te help om my kind 'n hoopvolle toekoms te gee. Ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Dit is teen die vyand wat reeds oorwin is. Maar die autoriteit moet opgeneem word. Onderwerp julle aan God, weerstaan die vyand en hy sal van julle af wegvlug, sê Jakobus 4 vers 7, wanneer ek en jy hom teenstaan. En die tweede een is, getuig die goeie nuus. Die verantwoordelikheid van die verspreiding van die goeie nuus is nie om met die Bybel onder die arm te loop nie, maar met die woord in jou DNA. Met ander woorde, in wie jy is. Ons het nie 'n Christen wiki, dan 'n wêreld wiki, dan 'n taxi wiki, dan 'n skoonma wiki of 'n skoonpa wiki. Ons het nie daai wikies nie. Kind van God, uitverkondig in my DNA vir wie ek staan. Mag ek en jy die begeerte kry om gedoop te word met die Heilige Gees. Jy dalk Jesus aanvaar as jou verlosser en saligmaker, maar hierdie konsep van die gawes van die Heilige Gees voel soos 'n vreesaanjaende ding. Gemeente, ons is geroep, want jy kan nie in die vlees die vyand teenstaan nie. Jy sal tweede kom. Vir mense het al gesê, dan trek hulle mal op en sê, nou maar vyand, kom hier, kom ek wys jou. Hierdie baie het gesien, kom jy hier, jy sal tweede kom. En dan kom hierdie klein maar dingetjie deur die Heilige Gees, soos 'n Dawid en die Goliat te val. Dan kom 'n Paulus en hy word gestenig en hulle los hom verdood. En tog staan hy op in die krag van die Heilige Gees en hy gaan bedien verder in die einste stad waar daai mense is. Dan kom 'n Maria, jong dametjie, en die Here gebruik haar om die Messia te baar as 'n maagd, bonatuurlik. Ek en jy dien daai koning. Ek en jy is hier as gevolg van daai koning. En hy het ons 'n opdrag gegee, gaan wees getuies tot eer van my naam. Kan ons as gemeente vanaand opstaan en verklaar Jesus is koning.